Goeiemôre aan elkeen van die. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons konende koning. Dit is vanoggend weer 'n voorreg om vanoggend hier voor te kan staan en te gesels wat die Here op ons hart gelê het. Ek wil net graag aansluit wat die afkondiger gesê het van Woensdae aande. En Woensdae 10:00 en Woensdae om 1900 in die aand. Dis 'n woordstudie. Die hele idee van die woordstudie is dat ons in die woord sal delf en dis oop. Dis oop vir bespreking en ons gesels daaroor. As ons sal sê, Jesus is die enigste weg en die waarheid en die lewe. En iemand sê iets anderste, dan sal ons sê, ons kan nie altyd reg wees nie. Maar as ons praat soos die disippels gepraat het, soos die ongelowige Thomas wat gesê het, toe hulle vir hom gesê het, Jesus het opgestaan, het hy dit nie geglo en het gesê, totdat ek my vingers in die wonde sal steek, sal ek dit nie glo nie. Daarom kan ons oor van die woord, terwyl die Here vir jou openbaar, gesels oor goedes en die Here openbaar vir jou, soos hy dit kan en soos wat hy dit wil. Want as die Here vir jou alles in die woord gaan openbaar onmiddellik, sal jy mos dood neerval. Ek moedig almal aan en dankie ook vir die mense wat dit gereeld bywoon en dis nie net ek wat dit fasiliteer nie, ons het ander persone ook wat dit fasiliteer en dankie ook vir almal. En dis baie kere dat daar 'n mooi opkoms. Wanneer ons klaar is met die boek van Openbaring, dan begin ons by 'n ander boek en is oop vir bespreking en dis wanneer ons delf van die woord en dis wanneer ons die goud en die geheimenisse van die woord ontdek. So ek moedig elkeen van u aan, asseblief, as jy tyd afstaan vir die Here, sal jy beslis die vrugte pluk. Kom ons sluit die oom. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons kom vanoggend na u toe, Here, en ons vra, Here, dat u vanoggend die harde werk sal doen, dat u die oortuigingswerk sal doen en dat u self die boodskap sal bring. Ek vra, Here, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, Here, welbehaaglik sal wees voor die aangesig, ons Here en ons Verlosser. Ek vra dat die Gees vandag by elke persoon sal stilstaan, Here, en dan, Here, dat ons hierdie boodskap, Here, dat die Gees dit self sal interpreteer vir die mense en self sal verduidelik, Here, sodat ons nie dalk mag hoor, Here, dit wat die vyand wil hê ons moet hoor nie, maar dat ons u stem sal hoor. Dis aan al die harde geleide, Here, van ons eie vlees, van die wêreld daar buite en van die vyand daar buite. Vra ons, Here, maak ons geestelike ore oop, Here. Openbaar dit aan ons, Here, dit wat u vir ons wil leer. En ek wil vir u vra, Here, help ons. Help ons, Here, en maak ons gereed om u te ontmoet, soos wat u in Amos 4 sê. Maak jou gereed om jou Skepper te ontmoet, of dit nou deur die fisiese dood is, Here, of watter rede ook al, Here, maak elkeen van ons gereed. En as jy dalk iemand is wat sy saak nog nie reg is, die Here, en u reddende genade, Here, want u is die eerste persoon wat na ons nader deur die Gees, Here. Geen mens kan na u nader, Here, as dit nie van u afkom nie. Dankie daarvoor en dankie dat u 'n wonderlike God is en dankie vir u genade. Amen. Hierdie is dan 'n opvolg op laasweek se boodskap en ons het laasweek gesels oor Agar se gebed. Ek wil net graag vir u verduidelik waar die temas vandaan gekom het en waar die boodskappe vandaan gekom het. Dit is 'n feit dat meer en meer mense in die wêreld nou verarm word. Meer en meer mense kry swaarder. Jy sien dit in jou eie familie, jy voel dit dalk in jou eie sak. Daarom het die Here dit gelê op my hart gelê om te begin met die boodskap van Agar se gebed wat hy vir die Here gevra het. Here, gee my nie armoede nie. En dis die gebed wat ons laasweek gesê het. Ons almal, heel waarskynlik elkeen van ons wat al hier gesit het gebid het. Here, moet asseblief nie dat ek my inkomste verloor nie. Hulle is besig met 'n herstrukturering dalk by die werk, of jy is besig om jou kontrak te verloor, of wat ook al die geval mag wees. Here, gee my nie armoede. En dis wat ons laasweek gesels het. Net vir wegspringplek en net om weer die toue op te vat, gaan ek graag net weer 2 verse lees wat ons laasweek gelees het. Ons gaan later in die boodskap Lukas 21 lees, as jy dalk jou Bybel wil oopmaak, maar eers, jammer, Lukas 12, maar dit gaan eers heel wat later wees, gaan ons 'n paar verse lees, uit Lukas 12 uit, maar vir nou gaan ons net
eers gesels totdat ons daarby kom. So die twee verse wat ons net ter herhaling en hersiening vir die mense wat dalk dit al vergeet het of wat nie laasweek hier was nie, net graag weer twee verse lees uit Spreuke 30 uit. Spreuke 30 vers 8 en 9. Hierdie is dan natuurlik die woorde van 'n persoon met naam van Agar. En hy het gebid en hy het vir die Here gevra om hom te help, om hom te bewaar van sekere gevare. Nou die preek gaan baie beslis nie oor geld nie. Dit gaan oor die gevare van geld. Jy moet dit asseblief onderskei. Ons praat nie hier nou oor geld nie. Ons kan eintlik enige afgod in geld se naam sien. Maar Agar het hier raak gesien, daar's gevare as jy arm is. Daar's gevare wat jy heel moontlik kan doen. En dit raak al hoe meer, wat ons al reeds gesê het. In die mindere mate is daar ook mense wat welgesteld is in vandag se lewe. En dit nou wil ek sommer van die begin af sê, daar's niks fout as die Here jou geseën het. En jy is welgesteld, en jy is vergoed, en die Here kan jou vertrou nie. Daar's nie fout daarmee nie. Ons sê nie daar's fout daarmee nie. Ons sê, Agar se gebed sê, net soos wat daar gevare is in armoede, is daar meer gevare in rykdom. Weereens, die Engelse King James sê, the love of money is the root of all evil. Dis nie geld wat die probleem is nie, dis the love for the money. En dis wat ons vandag gaan kyk. En so vandag is dan die tweede gedeelte wat ons gaan kyk, wat is die gevare van rykdom? Dalk in 'n mindere mate van toepassing op elkeen van ons wat hier sit. Maar dit is goed dat ons dit weet, want dit is deel van die boodskap, en dis die tweede gedeelte van Agar se gebed. So die twee verse net weer ter herhaling, Spreuke 30 van 8, Agar se woorde en sy gebed. Hou valsheid en leentaal vaar van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Vers 9. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van die Here vergryp nie. Nou hierdie is Agar se gebed. So ons gaan vandag na die tweede gedeelte, soos reeds gesê wat Agar sê, Here, gee my nie armoede, maar die tweede gedeelte, gee my nie rykdom nie. So vandag kan ons sê, ons gaan gesels, gee my nie rykdom nie. En ek wil vandag vir julle sê, die tema, as ons nou 'n tema vandag sou koppel aan ons boodskap sal wees, die duurste transaksie. Die duurste transaksie, soos op die vers wat ons gelees het. Wat sal dit 'n mens baat, as jy die hele wêreld win, maar in jou siel skade ly? Ek wil dit weer sê, 'n tema van die duurste transaksie. Wat sal jy gee as losprys vir jou siel? En dink bietjie daaroor en bereken wat dit jou sal kos as jy Jesus se bloed verwerp. Dis die tema vandag wat ons kan sê. Gee my nie rykdom nie. Dis 'n gebed. Nou in vandag se wêreld is daar 'n teologie wat hulle noem die prosperity gospel. In Afrikaans is dit die voorspoed teologie. Die voorspoed teologie, waar jy nou geleer word deur die groot mega kerke van die wêreld wat baie aanhangers het. En jy word geleer, jy moet nou arm wees. Jammer, jy moet ryk wees. Jy moenie arm wees nie. As jy arm is jy verkeerd en daar's 'n groot fout met jou. En dis wat hulle lees. En hierdie predikers is van so kragtige van hulle boodskappe dat hulle die armes nog steeds forceer om alles te bring sodat hulle die voordeel daaruit kan trek. En as die Bybel vir ons sê, ons moet waak dat ons nie mislei word nie. Dis hierdie seker een van die grootste misleiding van ons tyd. En die Here het gesê, ons moet waak dat ons nie mislei sal word nie.
En dan kry nog hierdie predikers, dan haal hulle nog Johannes 10 vers 10 aan, wat sê, Jesus het gekom sodat jy 'n lewe in oorvloed sal hê. Hulle is baie in daai gedeelte aan te haal. Nou wil ek vir u sê, dit is baie beslis nie wat die oorspronklike taal vir ons sê nie. Hierdie predikers of weet self nie wat hierdie woorde, jy sal 'n lewe in oorvloed hê nie, of hulle draai dit so dat hulle die voordeel uit dit uit kan kry. Hulle mislei dan ook sekere mense, sodat hulle sakke en hulle besies voller kan word. So mag die Here ons help dat ons nie in enige stryk van val van enige misleiding met van hierdie kant sal afkom nie. Mag die Here ons stem stil maak as ons enigstens in daai rigting beweeg. Nou, oorvloedige lewe in die oorspronklike taal beteken, en as ek dit vir jou kan eenvoudig stel, in 'n Afrikaanse naam wat meer daarby sal pas, is ewige lewe. Ek wil weer sê, oorvloedige lewe in die oorspronklike taal kan jy sê, dit beteken ewige lewe. En wanneer begin die oorvloedige lewe? Dit begin die dag wat die Here jou gered het. Uit die hole van die aarde. En ek dink elkeen van ons wat hier sit het 'n storie. En wat die Here ons uitgetrek het en ons gekeer het, want ons was reguit op pad na die slagpalle toe. Die Here sal jou help. En as jy gered is, die Griekse woord is metanoia, 180 grade draai maak, met ander woorde, jy word 'n nuwe skepsel. Dan het jy 'n lewe in oorvloed, tot in ewigheid. Dit beteken nie dat dit nie met jou gaan swaar gaan nie. Dit beteken nie dat jy 'n finansiële stryd sal hê nie. Dit beteken nie dat jy nie huwelikstryd sal hê nie. Dit beteken nie dat jy finansiële stryd sal hê nie. O nee, allerminst nie. Ons is nog op die aarde, maar dit beteken dat ons fokus op Jesus Christus is. Ek persoonlik het nog nooit gehoor van 'n voorspoedprediker wat praat oor Spreuke 30 vers 8. En veral nie die gebed van Agar wat sê, gee my nie rykdom nie. En ons almal weet wat Agar hier bedoel het. Hy bedoel, bewaar my van die gevare van rykdom. Net soos wat u my moet bewaar van die gevare van armoede. Hierdie gebed van Agar, bewaar my van rykdom. En ons gaan vandag praat, soos ek gesê het, oor die gevare van rykdom. Hierdie gebed is lankal reeds eenkant en op die rak gesit. En is lankal alreeds verroes in die kerke, selfs deur Christelike kerke. Miskien 1 uit 10.000 mense bid nog 'n gebed soos wat Agar gebid het. Here, gee my nie rykdom nie, bewaar my van die gevare van rykdom. En as ons sê, Here, bewaar my van die gevare van rykdom, die mense is ons vandag besorg. En hier kom ons nou op die ding, waarin is jou ankers? Is jou ankers in jou gesondheid? Is jou anker in jou werk? Is jou anker in enigiets? Maar Jesus Christus, dan gaan ek vir jou sê, dan beweeg jy op baie gevaarlike grond, en is dalk tyd om te hoor wat die Gees vandag vir jou sê. Mense is vandag besorg. En kan ons nou maar eerlik vandag vir mekaar sê, waaroor is mense besorg? Mense is besorg oor strooi, stokke en stof. Mense is vandag besorg oor dinge van waar hulle bly, waarmee hulle ry, oor vakansies, woonwaans en bote. Nou daar's niks verkeerd met dit nie. Maar hoor, waaroor is mense besorg vandag? Oor materiële dinge. Kyk maar in die wêreld daar buite, en veral as jou wortels nie in Christus is nie. Wat is op die mense se lippe? Wat is op die mense se lippe?
en jy sal gou agterkom waaroor is die mense besorg. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En moet asseblief nie dink dat dit net ryk mense is, soos ons laasweek gesê het, wat geldgierig is nie. Jy kry die armstes van die armstes wat so geldgierig is, hulle sal daai R50 so vashou. Hulle sit al hulle vertroue in daai R50 of R100 in plaas van Here Jesus Christus. So dit maak nie saak hoeveel geld jy in die bank het, dit gaan oor op wat jou vertroue is. Op waarop vertrou jy? Eksodus ken ons almal, en ons ken almal die gebooie. Dit gaan oor wie jou God is. En Eksodus sê baie duidelik, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nou kyk, niemand van ons kan die gebooie heeltemal 100% nakom. En die woord in elk geval as jy ingestryk het, is jy in almal skuldig. Maar hoor wat sê die Here, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie voor hulle neerbuig en hulle dien nie. Want ek, die Here, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Die Here sê, ons mag nie afgode hê nie. Wat is afgode? Dis enigiets waarin jy jou vertroue stel, is enigiets tussen jou en God. En dit is die boodskap vandag. Ek luister in hierdie week wat verby is na 'n verhaal. En ek gaan dit nou maar net oor vertel, soos wat ek dit geluister het, sonder om nou dorpe of name te noem, van 'n man wat op die kerkraad gedien het van 'n kerk. Nie in Nigel nie, in 'n ander dorp, redelik ver hiervandaan. Die man was nie ryk nie. Hy was ook nie behoeftig nie. Hy was 'n munisipale werker, hy het nie in die kantore gewerk nie, hy het buite in die veld gewerk. En hierdie man was die ouderling van die kerk, maar hy het die hele evangelisasiekomitee op been gebring en volhard, want jy sien, daar's nie 'n ander woord wat ons sê, hy was 'n sielesoeker. Hy was 'n instrument in God se hand. En hy het eendag gebid, sonder dat hy besef het, hy het Agar se gebed soortgelyk gebid, het hy gebid. Dit het werklik gebeur. Hy het gesê, ag Here, U moet my asseblief nie baie geld gee nie. Anders sal ek nou die paaie van die Here nie loop nie, en ek sal afdwaal. Hierdie man weet wat die gevare is. Hy weet daar is gevare, en miskien weet hy, dat hy nie rykdom sal kan hanteer nie. Ek weet nie, maar dis wat hy gebid het. En min wetend het hy dieselfde gebed as Agar gebid. En ek moet dit weer vandag hard en duidelik sê. Om ryk te wees is nie 'n sonde nie. Moenie dat iemand vir jou sê as jy ryk is vandag, dit is sonde nie. Om ryk te wees is nie verkeerd nie. Om ryk te wees en welaf te wees is 'n voorreg wat baie toegewyde kinders van die Here het. Ons het laasweek gesien, dat in elk geval, almal van ons wat hier sit, in elk geval meer ryker as die helfte van die wêreld se bevolking. As jy nog 'n kar het, dan is jy ryker as 10% van die wêreld se bevolking. So eintlik, waar definieer ons nou ryk? Eintlik is ons almal ryk, wat hier sit. Om nou baie eerlik te wees, daar's geen mens wat vanaand honger hoef te gaan slaap nie. En ek het dit laasweek gesê, ek sê dit weer. Daar's geen lidmaat van Grace wat vanaand honger hoef te gaan slaap nie. En daarom kan dit jou een van die rykstes in die wêreld maak, want jy het 'n bed en jy klere en jy kos. Baie wonderlike mense wat jy kry, ryk mense, is welaf mense wat die waarheid het, wat God geseën het. Nou kan ek voorbeelde uit die Bybel uitvat, en ons kan baie voorbeelde uit die Bybel uitvat, van mense wat die Here geseën het. Net soos wat Paulus, 'n brandarm man was, wat maar eintlik niks gehad het nie, wat afhanklik was van die gemeentes wat hom gestuur het, vir kos en klere. En as hy kos en klere gekry het, dan het hy gesê, ek het oorvloedig, ek het meer as genoeg. Maar so praat die Bybel ook van ryk manne. Die eerste man wat ons kan kyk is Abraham.
Het jy geweet dat Abraham 'n baie skatryk man was? En die Bybel noem Abraham 'n vriend van God. Die enigste man wat ons van lees in die Bybel wat 'n vriend van God genoem was skatryk, finansiëel en geestelik natuurlik, maar hy was finansiëel. Die tweede voorbeeld wat ons lees in die Bybel is 'n man met die naam van Job. Ons lees dat hierdie man geweldig ryk is. Job 1 vers 3 sê vir jou hoeveel stuk kleinvee hy gehad het, hoe groot sy boerdery was, en die woord sê dat hy ryker was as enige persoon in die oë. En ek wil dit waag om te sê, hy was heel waarskynlik die rykste man op aarde in daai tyd gewees. En hoekom was hy ryk? Want God self het hom geseën. Jy kan dit in Job lees. Daar was niemand so ryk soos hy gewees nie. Job was 'n ryk man. Daarom wil ek dit weer eens sê, dis nie 'n sonde om ryk te wees nie. Alhoewel dit moeiliker raak in die tye wat kom, in die dae wat kom, in die dag waarin ons lewe, om ryk te word, wil ek vir jou vra, as jy nou welgesteld is, hoef jy nie skaam te wees as jy nou ryk is nie. Jy hoef nie skaam te wees as jy arm is nie. Solank jou wortels in die Here is. Dit is nie God se bedoeling dat jy moet sleg voel as jy geseënd is nie. En dit bring my terug op almal van ons wat hier sit. Almal van ons wat hier sit is geseënd. Want hier is nie een persoon wat nie eers klere aan het vandag, of wat se klere nie in redelike goeie kondisie is nie. So eintlik val ons almal in die kategorie van ryk mense. Nou wil ek vir julle sê, daar's meer gevalle in rykdom as in armdom. Daar is soveel meer gevare in rykdom. In armoede wat ons laasweek bespreek het ons gesien, daar is baie gevare, maar nog meer dringende en drastiese gevare en erger gevare. En daarom het Agar iets geweet wat ons vandag moet hoor. Hy het gesê, bewaar my van die gevare van rykdom. En wanneer ons nou hierdie gedeelte lees, en ons lees dit nou in tekskonteks, gaan ek vandag vir jou 5 gevare uitwys van rykdom, wat ons kry in die Bybelse tyd, en meer spesifiek in Agar se tyd, maar wat vandag nog net so van toepassing is, soos wat dit toegeskryf is. Die eerste gevaar van rykdom, wat ons lees in Spreuke 30 vers 9, dat ek oorversadig word. Die woord sê, dat as ek oorversadig geword het, u verloon. Wat sal hierdie woord nou oorversadig beteken? Wat beteken dit? En as jy nou vandag oorgewig is, moet asseblief nou nie dink, jy is sondig of verkeerd nie. Dit is nou definitief nie 'n boodskap of jy nou oorgewig is of nie. Ons praat van die gevare. Soos ons ouer word ons maar almal maar swaarder, seker in 'n mate of medikasie. So, ek sê nie vandag as jy vet is, dan is jy sondig nie. Jy moet dit nou net mooi duidelik verstaan. Ek sê nie as jy maar is jy nie sondig hier aan nie. Hierdie maak nou nie saak van jou gewig nie, want ek dink die meeste van ons sal aan die ander kant van die skaal moet staan vir dit, maar dit is nie vandag se boodskap nie. Wat is die eerste gevaar? Ons het gesê, hier praat Agar van oorversadig. Wat is dit? Nou, dit is wat die Bybel noem brassery. Brassery. Nou, brassery het eintlik 2 betekenisse. Die eerste in die jongmenstaal beteken dit jol. Daar's nie 'n ander woord wat ek nou kan gebruik om dit te verduidelik aan die jong mense nie. Moenie fout maak nie, ouer mense jol ook. Die tweede is wat dit is om jouself te ooreet. Brassery. En dit is die eerste gevaar as jy nie geweet het van rykdom. In die Bybelse tyd regdeur tot en met vandag, is dat jy enige iets kan koop om te eet. Met ander woorde,
as jy nie jouself kan beheer nie, staan jy die gevaar om in brassery te oortree. Dit is wat die Here ons wil waarsku. Dit is een van die eerste gevare, as jy net so bietjie aan die rykdom is, dan is daar gevaar van brassery, en ek dink 100% van ons wat hier sit, kan in daai slaggat trap van brassery, as jy nie jouself kan beheer nie. Jy kan soveel keer gaan uiteet as wat jy wil, niks fout om te gaan uiteet nie, maar as jy met die gedagte gaan, ek kan koop wat ek wil om te eet. Net hierdie is geskryf ook vir arme mense, wat nie kan koop wat hulle wil om te eet. Maar as jy kan koop wat jy wil, en jy kan soveel keer uiteet wat jy wil, en jy kan soveel kos eet soos wat jy wil, en jy gaan in die duurste restaurante en jy bestel vir jou die grootste en die duurste kos wat daar is dit 'n feit, ook medies gesproke, is dit 'n feit, dat jy daai kos moet verorber, en jy moet daai kos verteer, en die Here sê in die woord, dis 'n gevaar van rykdom, ek wil sê dis omtrent die eerste gevaar van rykdom, is dat jy lekkerste kos kan eet en dit verslind, en die Bybel noem dit as brassery. Enige iets moet te, is mos 'n sonde. Maar nou sê 'n ander tannie vir my ander dag, maar wat van groente en vrugte? Toe sê ek, okay, dis die enigste te wat nou nie daarby aanpas. So daar's dalk seker nog ander, maar enigiets van te is verkeerd. Romeine 13 vers 13 staan dan. Ek wil hê jy moet nou hoor wat sê Romeine 13 vers 13. Ek wil hê jy moet kyk in watter konteks brassery saamgenoem word, in watse sonde dit saamgenoem word. Daar staan geskryf, laat ons welgevoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Kyk 'n bietjie met watter sonde word die woord brassery saamgenoem. Dronkenskap, ontug, ongebondenheid. Ons sê brassery is die eerste gevaar as jou wortels nie reg is nie, en jy het nie selfbeheersing nie, is dit die eerste gevaar van rykdom. Dan sit jy met bloeddrukprobleme en cholesterolprobleme en ek weet nie met wat alles nie, maar die antwoord is al in Agar se gebed. So Agar moes iets geweet het van wat geld aan mense doen. Ek wil eintlik sê aan sommige mense doen. Tweede gevaar van rykdom. Wat is die tweede gevaar wat ons gelees het in hierdie gedeelte? Die tweede gevaar is dat ek God sal verloon. Dat ek God sal vergeet. Vers 9 gesê van Spreuke 30. Dat as ek nie oorversadig geword het, u verloon nie. Hoor, daar's 'n gevaar wat Agar vir ons uitwys. En ons het laasweek gesê, dit staan in die woord en die woord is deur God geïnspireer. Daarom is dit vir ons die moeite werd om te luister wat die Here vir ons wil sê. Dat ek nie u sal verloon nie. Daar is mense wat God langs die pad vergeet het. As jy ryk geword het. En dit is 'n gevaar, is die tweede gevaar. Ek luister na 'n prediker wat sê, of wat vertel, hy was by 'n gemeente ingeskakel en was vir baie jare die leraar. Toe gaan hy weg na 'n ander gemeente toe, terwyl daar 'n nuwe leraar in die gemeente aangestel is. En na 'n paar jaar, toe nooi die ou gemeente hom weer om 'n boodskap of twee te kom bring. En soos dit die gewoonte is, vra die voormalige leraar vir die nuwe leraar, vertel vir my nou, hoe gaan dit met daai persoon in die gemeente, en daai persoon wat het 'n mooi pad met hulle geloop, en hoe gaan dit met daai gesin, en daai gesin, soos wat ons natuurlik maar vra, want hy het mos nou 'n pad met hulle geloop, en toe hy by 'n sekere persoon se naam kom, toe sê die leraar vir hom, nee,
Hulle is nie meer hier nie, hulle het ryk geword. Hulle het nou ryk geword. Hulle is nie meer betrokke by 'n kerk nie. Hulle het nie meer God se plan vir hulle lewe nagevolg nie. Hulle het nou afgewyk, want hulle het nou ryk geword. En dit is wat die woord hier beteken. En mag die Here vir ons help om nie ook van die paaie af te dwaal nie. Jy kan die Bybels oopmaak op Lukas 12, ons gaan van vers 16 lees. Hier is 'n voorbeeld wat die Here Jesus self gesê het, van wat hierdie gevaar is. Ons sê die tweede gevaar van rykdom is dat ek God sal verloon. Met ander woorde, jy wil nou jou eie God word. Jy steun nou op jou eie insigte. Wat sê hierdie Lukas 12 vir ons vanaf die 16de versie? En dit is Jesus self wat hier praat. Hy sê, Lukas 12 vanaf vers 16. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel. Met ander woorde, sy oes was oorvloedig, te veel. Hy het nie 'n stoorplek gehad vir al die oes nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê. En hier is die waarskuwing in Agar se gebed. Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Dis vir ons 'n voorbeeld uit die woord uit. Daar's 'n gevaar as jy rykdom en jou wortels is nie reg nie, dat jy dit verkeerd aanwend. Mense dink mos ook aan vandag se taal, as ek dit so vandag so 'n bietjie kan verander die boodskap. Nou daar's niks verkeerd om af te tree en om beleggings te hê. Ek dink ons is verby daai gesels, almal verstaan dit. Maar as jy jou vertroue alles bou op die kapitaal wat jy vasbelê, nou kan jy op rente lewe, nou kan jy soos hierdie ryk man sê, hoorie, nou het ek geen bekommernisse oor nie. Daar is nou, die Kaap is weer Hollands vir my. Ek het geen bekommernis nie. In elk geval is my wortels in my bankrekening. Dan sê die Here, jou dwaas. Jou siel kan van jou weggeneem word. Na wie toe gaan jou kapitaal dan? Dis wat hy gesê het. Met dieselfde asem, mense gooi een partytjie na 'n ander partytjie. Dis die een plesier na die ander plesier sonder God. Natuurlik mag ons plesier hê in God. Niks fout om vriendelik en vrolik te wees en plesierig te wees in God nie. Ons praat hier sonder God. Die een naweek na die ander naweek. Die een vakansie na die ander. Mense spandeer miljoene rande in 'n vakansie sodat hulle net bietjie beter kan voel oor die drukking van die lewe en die drukking van die omstandighede. Ek gaan vir jou sê, dit gaan nie help nie. Daar's net een antwoord en dit is Jesus Christus. En hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir jou rus gee. Jou rus en jou anker is nie in 'n vakansie nie. Jou anker is in Jesus Christus. En ek dink baie van ons vergeet baie keer dat ons na die Here kan draai. Kom ek sê vir u vandag, en daai gevoel en daai mening kan in 'n gemeente ook gebeur. Daar is baie gemeentes in ons eie land en in die wêreld wat dit ook mee gebeur. En dit is presies ook wat die Bybel vir ons voorwaarsku in Openbaring aan die laaste gemeente van Laodicea. Wat jy gedink nou, jy het gearriveer. Daai gemeente. En hoe meer ek dit lees, hoe meer sien ek hierdie prentjie van hierdie wonderlike kerke met hierdie lekker sitplekke. Met die beste musiek wat jy kan kry. Met die hoogs betalende domies en pastore en wat se titels jy ook al kan kry en almal word aan die slaap gesis want hulle sê
Ons vertroue is nou nie meer in die Here nie. Ons vertroue is nou in ons rykdom. En die Bybel waarsku ons aan hierdie gemeente van Laodicea. En weet jy wat? Dis 'n tydperk op aarde en ons leef in daai tydperk nou. Ek wil eintlik sê, in my eie woorde, dis die tydperk van menseregte. Ons het mos menseregte. Maak nie saak wat God van ons vra nie, ons het menseregte. Ons kan maak soos ons wil. Die Engelsman sê, if it's good for me, then it works for me. Maak nie saak wat die woord sê nie. En dit is 'n groot waarskuwing. En die Here sê ook, was jy maar koud, dan kon ek met jou gewerk het. En ek kon jou oortuig het. Of was jy maar warm, maar nou dat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Ons het ook al reeds in die verlede gesê, in die Grieks beteken uitbraak. Dis nie 'n mooi woord nie. En dit is die gevaar wat daar is ook vir 'n gemeente, dat jy God sal verloon. Die derde gevaar van rykdom, dat ek selfvoldaan sal raak. Selfvoldaan sal raak. En hoor wat sê Agar. Hy sê, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie. Wie is die Here? Wie is die Here? Dat ek as ek ryk geword het, ek dink my geld alles kan koop. Alles kan koop. As jy 'n probleem het, kan jou geld jou probleem wegkoop. Ek het nie meer die Here nodig nie. Ek het nie meer nodig om met die Here se voete te sit en my probleem met hom te bespreek nie. Nee, my geld kan alles wegkoop. Want daar is 'n mag aan geld. En iemand het een keer gesê, jy kan omtrent, en ek wil sê omtrent enige iemand, en daai omtrent sluit mense wat nie, se wortels nie reg is in Christus. Jy kan omtrent enige iemand omkoop. Enige iemand het 'n bedrag om iets te doen. En veral as jou geloof wankelrig is en jou wortels is nie reg nie, het elke persoon sy prys. En as jy genoeg geld het, kan jy die meeste mense omkoop om enigiets te doen. Dink maar daaroor en hierdie geld van predikers en pastore en dominees regdeur tot elke gemeentelid, elke persoon het 'n prys en as jou wortels nie reg is in Christus is nie, sal jy gevang word met hierdie stryk van geld. Dis 'n gevaar wat Agar vir ons uitwys. As jou geloof nie in God is nie, moet jy versigtig wees dat hierdie gevaar jou nie gaan vang nie. Want geld is 'n mag. En hierdie towermag wat ek het, wat mense dink wat ek het, kan jy rondswaai soos 'n towerstaffie. En moenie dink dit gebeur nie in besighede om nie werk te kry nie. As jy dit nie raak sien nie, dan is jy vas aan die slaap. Dat mense geld gebruik, en ons het laasweek ook gesê, die Satan gebruik hoofsaaklik geld en seks. Jy kan vir jouself dit verder in gedagtes invat, hoe die Satan ons werk. Jy raak selfvoldaan, jy raak jou eie God. Jy vertrou nie meer op die God van die hemel en die aarde nie, jy vertrou nou op jouself, want jy het gearriveer. Jy dink nog dat jy op jou geld en jou besittings kan vertrou. Ek vertrou nie meer op die Here nie. Dis oudtyds, dis 'n oudtydse woord, man. Wie glo nou in elk geval 'n boek wat deur mense geskryf is? Dis nie die donasies wat mense vir jou gee. Maar daar's 'n vraag aan hierdie ryk man wat ons van gelees het in Lukas 12. Daar's 'n vraag wat die Here vir hom wil vra. Wie gee vir jou die krag? En wie gee vir jou die vermoë om te werk om 'n inkomste te hê? En dis wat mense missit as jy geld het. Jy vergeet wie gee vir jou die krag en die verstandelike vermoë om dit te genereer. Deuteronomium 8 vers 18 sê vir ons dit hard en duidelik. Maar dink aan die Here jou God, want dit is hy wat jou die krag gee
om rykdom te verwerwe? Dis die antwoord in die woord. En daardie krag en daardie een mag kan jy in een oomblik verloor. Dink daaraan, dis God wat vir jou die krag en verstand gee. Dis God wat vir jou rykdom verleen. En die feit dat jy geld het, dit is God wat dit vir jou gegee het. Ek wil amper vir jou sê, geleen het, want dit behoort nie eens aan jou nie. Dit is nie jou eie oulikheid, of oulikheid soos die mense in die Kaap sê, wat jou gebring het waar jy is nie. Dis net genade. Dis net genade en dit kan in een oomblik weggeneem word. Gee my die geleentheid om net 'n kort getuienis te gee. Toe ek in die laerskool was my ouers wel afgewees. Hulle het groot plase gehad, spoghuise gehad, sommige tot 3 verdieping huise, vakansiehuise gehad. Dalk een van die vooraanstaande besighede van die omgewing het aan hulle behoort toe ek 'n kind was. Almal ken die droogtes van 1283 met nog ander gevare en om vir mense bord te teken en alles. So toe ek 'n kind was, het ek eerstehands dit belewe dat daar 'n veiling gehou word sonder dat ek mooi verstaan wat gebeur en alles opgeveil word, een ding na die volgende ding na die volgende ding, dat daar nie 'n voertuig is om vanaand weg te ry van dit af nie, dat alles opgeveil word, dit kan in een oomblik van jou weggeneem word. En dan moet jy nie dink jy het iets verkeerd gedoen, soos in Job se geval nie. Baie keer verstaan ons nie eens wat gebeur nie, maar die Here laat dit toe, somtyds. In sy heerlikheid, en ons kan nie die vraag vra nie. Dat die goed opgeveil word, en dat mense waghalsig die goed opkoop, want die veiling, die datum is daar. En jy is klein seun, aanskou hierdie goed. En dalk het die Here dit gedoen sodat ek dit vandag vir u kan vertel. Moenie jou vertroue plaas op jou besittings of op jou geld nie. Dit kan oornag kan dit verdwyn. Ek dink vandag is dit so maklik dat iemand in jou bankrekening kan inkom en al jou geld kan uittrek en jy het sommer niks. Ek dink nie hier's een van ons wat nog nie gescam is nie. Moenie dink dit kan nie met jou gebeur nie. Die vierde gevaar van rykdom. Dis 'n vierde gevaar van rykdom. Dat dit vir jou 'n swaar las word. Rykdom kan maak dat jy nie lekker slaap in die aand nie. Veral as jou wortels nie reg is in die Here nie. En hier is iets baie interessant wat die woord rykdom in die Grieks beteken. Die Griekse woord vir rykdom is plautos. Dit beteken of dit bevat die gedagte dat rykdom 'n swaar las vir jou kan word. Hoeveel ryk mense in vandag se tyd lê nie aan op die bed wat die kussing papnat gesweet is, wat die komberse so omgedraai is dat jy nie kan slaap nie. Dit is presies wat hierdie woord rykdom beteken. Dit beteken dat dit vir jou 'n swaar las word. Dit kan dalk vir jou 'n te swaar las word as jy baie rykdom het. Iemand het eendag gesê, jy moet baie sterk bene hê om rykdom te kan dra. Jy moet baie sterk bene hê om baie rykdom te kan dra, want rykdom kom met bekommernisse. Dit kom met verantwoordelikhede en dit kom met versoekings. En jy moet sterk wees in die geloof om dit te kan dra. Rykdom kan 'n swaar las raak vir mense, sodat hulle geestelik dit ook nie eens kan dra nie. In 1929, toe die effekte bees geval het in Holstraat, gaan doen maar jou studie oor hoeveel mense het selfmoord gepleeg, omdat hulle dit nie kon hanteer het, dat hulle geld verloor het. Pas op vir dit. Die 5de gevaar, die gevaar van rykdom, dit kan die woord van God verstik. Die 5de gevaar is van rykdom, dit kan die woord wat die Here vir ons het,
dit kan dit verstik. En waar kom ek nou daaraan? Waar kom ek nou daaraan? Ek gaan vir jou sê, dis Jesus se woorde self, dis nie my woorde nie. Mag die Here ons bewaar dat ons nie ons eie gevoelens en ons eie opinies lewe nie. Dis Jesus se woorde. In Lukas 8 vers 14, onthou hier die verhaal van die saad wat gesaai is in die goeie grond, tussen die klippe en tussen die distels. Wat sê Lukas 8 vers 14 vir ons? Hoor wat sê Jesus self. En wat in dorings geval het, dis natuurlik die saaier het die saad gesaai en hierdie saad het in die dorings geval. Dit is die wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdomme en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Dis waar ons dit kry. Dit kan rykdom kan maak dat dit die woord van die God verstik. 'n Deel van die saad val in goeie grond. Ons ken die hele verhaal, maar 'n deel van die saad val op wat verstik word. Daar is saad wat nooit vrug dra nie. Mense sit in dienste, in kerkdienste reg oor die wêreld en hulle luister, hulle ontvang die saad. En daai saad ontkiem dalk, maar dit word verstik. Dit kan nooit vrug dra nie. Hoekom nie? Want die antwoord was daar. Die antwoord was daar. Sorge en rykdom en genietinge van die lewe. En dit dra geen vrug nie. Daardie woord wat jy hoor, wat ryk mense hoor, dra nooit vrug nie. Dit word verstik. Want dis wat die vers vir ons sê. Net soos vir die armes het Paulus aan Timoteus geskryf. En net so het hy geskryf vir die rykes. En wat het hy geskryf? In 1 Timoteus 6 vers 17 staan daar. Paulus sê vir Timoteus, gee vir die armes 'n opdrag. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te word nie. Te wees nie, en ook nie om hulle, hier is die ding, hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie. Paulus sê vir Timoteus, sê vir die ryk mense van die gemeente, om nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, want môre kan dit van jou weggevat word, soos in die verhaal wat ons gelees het. Dit is maar so, as jy ryk is, dan ry jy net blinker en dierder motors, ander. Jou adres is beter. En hierdie vers sê, pas op dat jy nie hoogmoedig word nie. En daar's nog iets bo hierdie hoogmoedigheid, en dis geestelike hoogmoed. Pas op dat jy nie dink, jy is beter as ander nie. Pas op vir hoogmoed, want dit is presies wat Lucifer oorgekom het. Lucifer het hoogmoedig geword, net nie geweet dat Lucifer skatryk was. Dis 'n geselskap vir 'n ander dag. Hy het handel gedryf, hy het baie geld gemaak. Hy was die man. En hy was ryk, en ons almal weet wat hy gebeur het. Agar bid dat die Here hom sal bewaar teen armoede. En ek wil dit weer sê, hom sal bewaar teen die gevare van armoede, dat jy nie in die strikke sal val wat daar uitgewys is nie, maar net so ook het Agar gebid, Here bewaar my van die gevare van rykdom. Iemand het eendag gesê, jou inkomste wat jy verdien, is soos 'n paar skoene wat jy aantrek. As jou inkomste te klein is, dan druk dit jou. Maar as jou inkomste te groot is, en jou skoene is te groot, dan kan dit jou maklik laat struikel, as jy daarmee moet hardloop. Ek gaan dit graag weer sê, iemand het gesê, jou inkomste is soos 'n paar skoene. As jou inkomste te klein is, dan druk dit jou van alle kante. Maar as jou inkomste te groot is, en jou skoene is te groot, kan dit veroorsaak dat as jy moet hardloop, dat jy kan struikel en val. Dit kan maak dat jy in jou skoene val. Agar sê verder, laat my geniet die brood wat U vir my gee. Die Here gee vir die swaakies kos,
En hy beloof in die woord, hy sal vir jou en vir my sorg. En Vader wil hê ons moet terugkeer na hom toe. Ons moet hom vertrou, ons moet nie enige iemand anders te vertrou nie. Ek wil afsluit, en ek wil net vir jou 4 vra. Net 4 vrae. En ek wil hê jy moet in jou hart dit antwoord. As jy nou nie lekker verstaan wat ons probeer sê vandag, of my woorde kom dalk nie lekker oor vandag, of jy verstaan nou nie presies die boodskap nie, dit is goed, ek wil vir jou 4 vrae vra, wat jy in jou hart kan antwoord, en voor God kan antwoord, om seker te maak, jy het nie 'n probleem met rykdom of armoede. Eerste vraag wat ek wil vra is, as jou rykdom vandag van jou weggevat word, sal jy nog steeds die Here dien? As jou rykdom vandag van jou weggevat word, of jou gesondheid, of enigiets, sal jy nog steeds die Here dien? Die tweede vraag wat ek jou wil vra vandag, wat jy vir jouself en voor God kan antwoord. Wat is daar in jou lewe wat maak dat jy nie vir Jesus sal opgee nie? Is daar enigiets in jou lewe wat jy nie sal opgee vir die Here nie? En wat is dit? Party mense is verlief op hulle probleme. Hulle wil nie hulle probleme opgee nie. Die derde vraag wat ek jou wil vra vandag is, waarop bou jy jou sekuriteit? Bou jy jou sekuriteit op 'n belegging, op geld, op vriendskap, of bou jy jou sekuriteit op Christus? En die vierde vraag wat ek vir jou wil vra is, bou ek aan 'n skat op aarde, of bou ek aan 'n skat in die hemel? En as jy hierdie vrae kan antwoord, eerlik in jou hart en vrymoedigheid voor die Here, dan is jy op die regte pad, as jy die vrae reg kan antwoord. Ek wil graag vir ons bid. Kom ons sit net so. Ons dierbare Vader, dankie vir die woord, Here. Ons wil bid soos Agar gebid het, Here. Bewaar my van die gevare van rykdom en bewaar my van die gevare van armoede. Here, en dankie Here dat U vir ons gee en dat ons kan geniet die brood wat U vir ons gee. Ek wil vra Here dat U ons sal beskerm, Here, en dat U ons sal behoed en sal bewaar ook teen misleiding in die wonderlike naam van Jesus. Amen.